In Ink Luisterstories bied aan. Onthou, voorgelees deur Neville Wenzel en geskryf deur Eugene Pinaar. Hannes van Aswegen ruk van skrik wanneer hy die motor agter hom hoor. Hy kyk verward om. Die straatlig is helder genoeg om die moeder dadelik te herken. Dis hulle soek na hom. Hy moet wegkruip. Maar waar? Hy gaan staan doodstil in die skaduwee teen die toedeur van die naaste winkel. Gelukkig lyk dit nie asof hulle hom gewaar het nie. Die motor beweeg stadig in die straat voor hom verby. Hy staan nog 'n rukkie roerloos totdat die motor verder af in die straat verdwyn. Sy liggaam bewe onbedaarlik van angs. Wie is die mense? Wat wil hulle van hom hê? Wat het hy aan hulle gedoen dat hulle hom nie wil uitlos nie? Hy stap verder in die rigting van 'n nabygeleë parkie. Miskien kan hy vir 'n rukkie daar wegkruip. Hy is bang en verward. Hoe het hy hier beland? Hy weet nie waarheen om te gaan of waar om hulp te kry nie. As hy net kon onthou, al wat hy verseker van weet, is dat hy moet wegkom van hierdie mense af. Hulle agtervolg hom nou al 'n hele paar uur, en dis duidelik dat hulle hom wil leed aandoen. Sy gedagtes is 'n warboel. Hoe harder hy probeer dink, hoe moeiliker is dit om te fokus. Die angs binne hom veroorsaak dat hy nie nigter kan dink nie. As Maggie net hier was, sy bly altyd koelkop in moeilike situasies. Waar is sy? Hoe kan hy haar kontak? Dink, maar alles bly donker in sy kop, as hy tog nie kan onthou. In die parkie gaan sit hy in die donker op 'n bankie. Sy asem jaag hortend. Dit voel of sy keel wil toetrek. Haal asem, Hannes, haal asem. Diep en stadig uit. Hy ken hierdie mense van geen kant af nie. Hulle het vroeër langs hom stilgehou en hom aan die arm beet gekry. Hulle het hom by die motor probeer indwing, maar hy het losgeruk en weggehardloop. Hoe hy dit reg gekry het, weet hy nie, maar hy het daarin geslaag om hulle te ontglip deur agter 'n bos langs die pad weg te kruip. Hy het lank daar gelê terwyl hulle oral na hom gesoek en geroep het. Dis al wat hy onthou. Niks voor dit nie. Dis waarskynlik die trauma wat hom tydelik sy geheue laat verloor het. Hoe ken hulle sy naam? Wat het hulle met hom te maak? Hy sal iets moet doen. Hy kan nie heel nag op hierdie bankie deurbring nie, maar hy weet nie waarheen om te gaan nie. Hy weet nie waar hy hom bevind of vir wie om te kontak vir hulp nie, behalwe Maggie. Maar hy weet nie hoe om by haar uit te kom nie. Hy het niks by hom nie. Geen dokumentasie nie, geen kontant nie, geen aanduiding van enige aard nie. Sy beursie met sy bankkaarte en sy persoonlike inligting is altyd by hom, maar hy moes er eers verloor het. Of hulle het dit gevat. Dit kan dalk verklaar hoe hulle weet wat sy naam is. "Laat my oom." Die man stem vlak agter hom, laat hom ruk van skrik. Hy kyk om en kyk vas in die lig van 'n skerp flitslig. Hy was so hard aan die ding dat hy nooit die persoon gehoor naderkom het nie. Is dit dalk een van hulle? "Wie is jy? En wat wil jy van my hê?" Die man laat sak die flitslig. Hannes se oë is steeds effens verblind, sodat hy nie die man se gesig kan sien nie. "Wat maak oom hierdie tyd van die nag hier? Dis gevaarlik," kom die stem van agter die flits wat nou teen die grond skyn. Hannes is nie seker hoe om te reageer nie.
Hoe moet hy weet of die persoon hom goedgesind is of nie? Ek vra, wie is jy? En wat wil jy hê? Hy probeer braaf klink, maar sy hele liggaam ruk van vrees. Hy het nog nooit in sy lewe so bang en magteloos gevoel nie. Ek is konstabel Barry Steenkamp, my oom. Polisie. Die verligting spoel deur hom. Uiteindelik, iemand wat hom dalk kan help. Maar hoe gaan hy verduidelik as hy niks kan onthou nie? Wat is ons se naam? Wil die konstabel rustig weet. Ek is Hannes van Aswegen. Hoekom sit ouma hier? Hoop om vir my oom te sê, lyk ek so oud, sê Hannes ergerlik. In die dowwe maanlig kan hy nou die konstabel se gesig uitmaak. Die man moet in sy vroeë 20's wees, skaars 10 jaar jonger as hy self. Die konstabel glimlag. Nooit my oom, jy lyk nog goed. Wat maak jy hierdie tyd van die aand hier alleen? En dis gevaarlik hier. Hannes is nie seker hoe om die vraag te beantwoord nie. Daar is mense wat my soek. Ek weet nie wat hulle met my wil maak nie, antwoord hy eerlik. Ek dink oom, ekskuus tog, ek bedoel, jy moet saam met my kom. Hannes is dadelik agterdogtig. Waarheen? Na die polisiestasie toe. As daar mense is wat jou wil leed aandoen, moet jy 'n klag lê. Nee, ek wil nie 'n klag lê nie. Ek ken hulle nie, antwoord Hannes beslis. Hy wens die konstabel wil hom liewer alleen laat. Die konstabel dink 'n paar oomblikke na voordat hy weer praat. Nee, dan weet ek nie. Maar ek dink nog steeds jy moet saamkom en met sergeant Leroux gesels, sodat ons agter die kap van die byl kan kom. Die angs begin weer van vooraf in Hannes opvlam. Maar hy besef dat hy nie veel van 'n keuse het nie. Vlug kan hy nie. Die konstabel sal hom maklik inhaal. Buitendien, by die polisie sal hy waarskynlik veilig wees. So wat 20 minute later sit hy in sergeant Leroux se kantoor met 'n koppie warm koffie in sy hand. Hy voel effens rustiger. Hy wens net hy kon Maggie se telefoonnommer onthou, sodat hulle haar kan kontak. Om Hannes, begin die sergeant wanneer hy agter die lesenaar inskuif. Ons soek jou al heel middag. Jou mense het jou as vermis aangegee. Hulle is bekommerd oor jou. Waar was jy die hele tyd? Die verligting spoel deur Hannes. Dan soek Maggie na hom. Dit beteken dat die polisie sal weet waarom haar in die hande te kry. My vrou sergeant, kan julle haar bel om vir my te kom haal hier? Nee, jou dogter Clara en haar man. Ek het hulle reeds laat weet dat jy hier is. Hulle is op pad. Hannes word yskoud. Maar sergeant, my dogtertjie is nog maar 7 jaar oud. Die sergeant frons. Hoe bedoel jy nou? Ek is seker die dame het gesê sy is jou dogter. Sy lieg, of jy verwar my met iemand anders. Waar bly jy, oom Hannes? Wil die sergeant weet. Rietfontein, antwoord Hannes dadelik. Bersmastraat. Dan tref dit hom. Hy kon vroeër nie sy adres onthou nie, maar toe die sergeant daarna vra, het hy dit outomaties geantwoord. Sy geheue is besig om terug te kom. Maar die sergeant lyk onseker. Rietfontein? Ek is nie seker waar dit is nie. In watter deel van die stad is Rietfontein? Hannes is dadelik ergerlik. Magtig sergeant, wie weet nie waar Rietfontein is nie? Hoe lank woon jy al in Pretoria? Pretoria, sê die sergeant verbaas. Hierdie is Bloemfontein. Hannes voel hoe sy nekhare begin rys. Bloemfontein. Hoe is dit moontlik? Ek was nog nooit in Bloemfontein nie, sergeant. Wat gaan hier aan?
Ek is nie seker nie, antwoord die sersant. Maar kom ons wag totdat jou dogter opdag. Dalk kan sy lig op die saak werp. Ek sê jou, sy is nie my dogter nie, kap Hannes terug. Die sersant glimlag effens. Goed, ek hoor jou oom. Maar wie sy ook al is, sy kan dalk alles opklaar, maar iets anders pla my ook. Hierdie mense wat jou wil ontvoer, sal jy hulle kan eien as jy hulle weer sien? Hoeveel van hulle was daar? Natuurlijk sal ek hulle herken. Daar was 3, 'n vrou en 2 mans, maar die een het meer gelyk na 'n jong seun. Die sersant frons. En jy het geen idee waarom hulle jou agter jou aan is nie. Wat is dit wat die man van hom verwag? Ek het ons gesê, sersant. Hannes wens die sersant wil hom liewer met rus laat. 'n Klop aan die deur laat hom wip van skrik. Binne, sê die sersant hard. Die konstabel van vroeër loer by die deur in. Die dogter is hier, sersant. Die sersant lyk verlig. Laat sy inkom, Barry. Wanneer sy 'n paar minute later saam met 'n man by die deur instap, krimp Hannes ineen. Sy liggaam gaan van voor af aan die bewe. Dis hulle. Sersant, ek ken nie die mense nie. Dis hulle wat my vanmiddag probeer ontvoer het. Moenie laat hulle my hier wegneem nie, asseblief, roep hy beangs uit. Die sersant staan op en plaas sy hande op Hannes se skouer. Bedaar, oom Hannes. Ons gaan jou nie dwing om eers heen te gaan nie. Kom ons hoor net wat die mense te sê het. Die vrou gaan sit 'n paar hurke voor Hannes en neem sy hand in hare. Pa, hoekom is pa bang vir my? Wil sy besorgd weet. Wie is jy? Ek ken jou nie, snou Hannes haar toe. Haar antwoord neem die wind uit Hannes se seile. Ek is Clara, pa, en hier is Pieter. Ken pa ons dan nie meer nie? Los my uit, skreeu hy hard. Pa, sê Clara, pa is veilig. Alles gaan oukei wees, ek beloof. Hoekom het pa weggeloop? Nee, ek ken julle nie. Wat wil julle van my hê? Hoekom los julle my nie uit nie? Waar's Maggie? Sy kyk lank na hom sonder om 'n woord te sê. Dan antwoord sy sag. Pa, ma Maggie is al 15 jaar gelede oorlede. Kom ons gaan huis toe, pa. Asseblief. Hannes kyk beangs om hom rond. Hy is nou heeltemal paniekerig. Hy het nêrens omheen te vlug nie en weet nie hoe om te reageer nie. Dan verstar hy skielik. Teen die muur aan die linkerkant is 'n groot spieël gemonteer, waarin hy duidelik sy eie gesig kan raak sien. Maar dit is nie sy gesig wat hy sien nie. Vanuit die spieël staar 'n ou gryskop man met wyd gesperde oë na hom. Wat gaan aan? Hy kyk na die sersant. Julle is almal kop in een mis. Wat doen julle met my? Hannes kyk na die vrou voor hom. Haar oë is vol trane. Pa, ek is jammer. Ek wens ek kon dit vir jou baie makliker maak. Met sy keel toegetrek staar hy na haar. Wie is hierdie vrou? Sy lyk baie soos Maggie, maar die blonde hare laat hom meer aan klein Clara dink, sy dogtertjie. Dan tref dit hom. Clara. Het sy gesê haar naam is Clara? Sy lyk tog vaagweg bekend. Stadig begin sy gedagtes vorm aanneem. In sy geestesoog sien hy haar in 'n spierwit trourok. Hy begin vaagweg onthou. Clara? Die trane begin vrylik oor sy wange vloei. Die sersant kyk verward. Mevrou,
Alzheimer, sergeant, sê Clara sag. Dan wend sy haar tot haar pa. Kom, papa. Kom ons gaan huis toe. To start a flame in your heart. Dit is die einde van die kort verhaal Onthou, voorgelees deur Neville Wenzel en geskryf deur Eugene Pinaar.